Kom ons sluit ons oë, dan bid ons saam. Ons heilige Here, wanneer ons geloof bely, dan sê ons, ek glo. Ek glo in God die Vader, ek glo in Jesus Christus, ek glo in die Heilige Gees. Dit is vir ons maklik om dit te sê, want ons weet U bestaan. Nie een van ons betwyfel U bestaan nie. Maar Here, dit gebeur so dikwels, so maklik, dat ons onsself bo U stel. Dat ons U nie laat God wees soos wat U behoort te wees in ons lewens nie. Dat die eie ek, dit wat ons wil, menslik gesproke wil, die oorhand kry. En dat ons daarvolgens optree. Ons tema vanoggend is genade alleen. En dan besef ons maar net, Here, as dit nie vir U liefde en U genade is, het ons geen kans om met U versoen te wees nie. Dankie dat U hier is. Dankie dat ons nie U hoef te beïndruk met dit wat ons sê of doen nie. U weet nog voor ons praat, nog voor ons doen. U ken ons harte, U ken die diepste intensie. Here, ons maak ons harte oop vir U waarheid. Breek enige iets wat in ons is, wat verwydering bring tussen U en ons af. Help ons om te ontvang. Help ons om te besef, ons hoef niks te verdien nie. Alles is genade. En kom dan, Here, spreek deur U Gees, en laat U Gees ons help om nie net te hoor nie, maar werklik te verander. In Jesus se naam. Amen. Ons gaan lees uit Efesiërs 2 van vers 4 tot 10. Efesiërs 2 vers 4 tot 10. Ek lees uit die 2020 vertaling. Maar God, ryk in barmhartigheid, het ons, hoewel ons dood was as gevolg van die oortredings, op grond van sy groot liefde waarmee hy ons liefgehad het, saam met Christus lewend gemaak. Uit genade is julle verlos. Ja, hy het ons in Christus Jesus saam opgewek en saam laat sit in die hemel, sodat hy in tye wat kom bewys kan lewer van die alles oortreffende rykdom van sy genade, deur sy goedheid aan ons in Christus Jesus. Want uit genade is julle verlos, deur geloof. En juis dit kom nie uit julleself nie, dit is die gawe van God. Kom nie uit eie werke nie, sodat niemand op iets mag roem nie. Ons is immers sy maaksel, geskep in Christus Jesus, om goeie werke wat God voorberei het te doen, en daarvolgens te leef. Tot daar, ons skriflesing. Ons is vandag by les 10 in die katekese. Het gaan oor my verlossing. Die feit dat ons verlossing, ons verhouding met God herstel kan wees, is suiwer genade. Wat is die grootste tragedie in die mensgeskiedenis? Ons kan 'n bietjie dink aan verskillende tragedies. Die eerste atoombom op Hiroshima,
wêreldoorloë, wat ook al. Die grootste tragedie in die mens se geskiedenis, in die geskiedenis van die mens, is toe ons verhouding met God verbreek is. Toe God en mens teenoor mekaar kom staan. Eintlik het die mens besluit om teenoor God te kom staan. Kan jy jouself indink dat 'n mens kan dink, ek kan myself teenoor God stel en ek wil 'n posisie in my lewe inneem wat hoër is as hy. Ek wil God wees. Ek het so rukkie terug het ons gepraat van die stop and go's hier so tussen ons en toe het iemand my na die tyd reghelp, dominee, dit is 'n stop en ry. Dis nie 'n stop and go nie. Nou wat is die mooi Afrikaans vir 'n scrapyard? 'n motorbegrafplaas. Nee, wat is die mooi Afrikaans vir 'n jaffel? 'n boepensbroodjie. Ja. 'n motorbegrafplaas. Nou, in ons teksgedeelte praat Paulus van lyke. Hy sê, julle was dood. Wanneer ek die beheer van my liggaam het, van my lewe het, van my menswees het, en ek sê, ek neem alleen die besluite, en God het nie 'n sê nie, dan is ek in die oë van God dood. Nou, Paulus sê in die eerste hoofstuk skryf hy omtrent die alles oortreffende liefde en genade van God, en hoe goed God is, en hoe wonderlik dit is, en hoe wonderlik goed hy vir ons as mense is. En dan kom hy hier in hoofstuk 2, en hy stel hierdie goedheid van God teenoor die gelowiges se verlede. En hy sê nie, julle verlede voor julle in God begin glo het, voordat julle hom as God erken het en aanvaar het in julle lewens, was julle verlede donker nie. Was julle swak nie. Hy sê julle was lyke. En ons kan bietjie dieper ingaan oor 'n lijk. Kan niks. Daar's maar net agteruitgang. Dis nie maar net ligte foutjies nie. Voordat ek 'n besluit vir God neem, is my verbinding met God as lewensbron verbreek. God haat sonde. As daar iets is wat jy verafskuw, as daar iets is wat jy net nie kan vat nie, is dit nie naasten by hoe God oor sonde voel nie. Ek kan nog op 'n stadium daaroor preek. Maar wanneer my verbinding met God verbreek is, en ek myself teenoor God stel, is ek letterlik hooploos. 'n lijk sonder redding. Daar kan geen lewe, niks, my beste daad wat ek doen, is vir God totaal onaanvaarbaar. En daarom kom hy, voordat ek dit sê, die ergste daarvan is, ons as mense
wat so leef, kom ons praat van die ander, as ek 'n gelowige is, 'n mens wat so leef, is nie eers bewus daarvan, van die erns van sy situasie nie. Hy gaan aan, hy dink hy's goed, hy's beter as die ene en daai ene, en dit gaan rondom die wêreldse maatstawwe en alles, en meet homself teenoor ander mense, en ek is daarom beter as die ene, en ek is vinniger as die ene, en ek kan beter praat as die ene, en so gaan ons aan. Vergelyk hom met ander, en ek is beter. Nou as ek op 'n stadium voel, of bietjie ongemaklik voel, of dan begin hy ou redeneer oor ander goed. Kry jy vir jou iets waaroor jy beter kan voel. Paulus kom en sê, ons was almal dood en ons is gered uit genade. Sonde beteken om jou doel te mis. Ek seker, julle het al almal preek daaroor gehoor. Dit is soos iemand wat na 'n teiken skiet en die teiken totaal misskiet. Die mens, ons as mens is gemaak om by God te wees. Ons is bedoel om in 'n verhouding met God te wees en dat daar harmonie en liefde en vrede tussen God en ons moet wees. God ken my en hy is al betrokke in my lewe lank voordat ek gebore is, Psalm 139. En dit is hoekom dit so hartseer is. Ek het, toe ek daar in Pretoria gebly het in die middestad, daai tyd was daar nog 'n jeugsentrum, ons het daar gebly. Die vraag gevra, maar wat, ek vra vir die kinders, maar wat is vir jou die mooiste kar? Watse kar sou jy in, as jy nou kan kies, ek het vir jou blanco check, jy kan enige kar kies. Kies vir jou kar. En nou kom jy en nou stop jy daai kar daar onder die jacaranda bome. En jy ry hom nooit nie. En daai jacaranda bloeisels, ek weet nie of julle weet wat doen 'n jacaranda bloeisel met 'n kar se verf nie. Hy plak, hy so taai gom en hy begin later so vreet. Jy kan as hy vir 'n ruk lank daar so staan, as jy hom was, jy kan doen wat jy wil, jy kry nie daai merke af nie. Nou het jy hierdie mooiste, beste droomkar van jou, jy het hom daar gestop en jy los hom, en die bande raak later pap, en die jacarandas lê so oor hom. En daar was eendag een ouke en hy sê, ja, dis stupid. Ek sê ja. Nog meer, 'n mens wat bedoel is om by God te wees, wat nie is nie. 'n lyk totaal en al verlore. Daar's 3 magte, sê Paulus in ons teks, wat op ons inwerk, wat dit bewerkstellig. In die eerste plek is dit my verstand wat verduister is. My gewete wat afgestomp is, en dan die lewe wat God gee, wat ontneem word. Ons kyk gou net na die 3. Die sondige wêreld, die eerste mag, hulle het gelewe soos hierdie sondige wêreld. Die 33 vertaling praat van die loop van hierdie wêreld. Begrippe wat Paulus hier gebruik, verwys na sosiale waardes en stelsels, gewoontes, gebruike, waarin alle verwysing na God afwesig is. Dat jy 'n lewe kan leef, waarin jy al die besluite neem en hierdie ander magte van die wêreld jou maatstawwe is, en God is afwesig. Jou horison is die hier en die nou in die wêreld.
Die norm vir my lewe is nie God se woord nie, maar my gewoontes, dit wat ek wil, die tydsgees. En dan moet ons nog steeds rekening hou met die bose, met die duiwel, wat mense wat wat nie hulle self aan die gesag en heerskappy van God onderwerp nie, en hulle volg die tydsgees slaafs na. Hulle word beïnvloed en gedryf deur die bose. Piet Smith het dit, toe hy verlede keer hier opgetree het, so mooi gestel. Wat moet ek doen om hel toe te gaan? Niks. Ek is op pad hel toe. Daar moet iets gebeur, iets radikaals gebeur, dat ek nie hel toe gaan nie. My sondige begeertes in my, Paulus sê self, in my, die goeie wat ek wil, dit doen ek nie, die kwaad, dit doen ek, sonder dat ek eers hoef te probeer. Dan kom die mooiste woorde in die Bybel. By vers 4, die begin van ons teksgedeelte wat sê, maar God. Op daai stadium wat ons as mens niks kan doen nie, waar ons hulpeloos is, waar ek 'n lijk is, wat geen positiewe invloed kan hê nie. Maar God. Nie omdat ek goed is nie, omdat hy goed is. En hy kom en hy breek hierdie wanhoopsituasie deur. En aan die kruis kom Jesus en hy gee die volmaakte offer om my los te koop. En dan kom Paulus en hy gebruik in ons teks die woorde saam met Christus, saam met hom in Christus Jesus word ek lewend gemaak. Die kernbegrip vir vandag se les in die katedese, se kern van die boodskap van die prediking vanoggend, is dat ek moet besef vanoggend weer eens opnuut, God het my gekies, hy het my aanvaar, hy het my gered uit sy genade. Dis hy wat goed is. En wanneer hy dit doen, is ek in Christus, saam met Christus. Ek het dit nie verdien nie, kan dit nie koop nie, kan niks doen om dit te verdien nie, dis 'n geskenk. Ek kan dit met leë hande maar net aanvaar. Maar ek moet dit vir myself toeëien. Ons het elkeen vanoggend, miskien die eerste keer, miskien by hernuwing, die geleentheid om hierdie geskenk van God vir onsself toe te eien en te sê, Here, dankie vir u goedheid, ek wil dit myne maak. Ek glo, kom my hulpeloosheid, my ongeloof tegemoet. Bewerk geloof in my deur u Gees. Dit beteken nie ek moet uit die wêreldpad gee, nie meer normaalweg plant en ploeg en werk en my daaglikse werk doen nie. Maar ek moet dit so doen dat ek God voor my hou. Dawid sê daar in Psalm 16 is dit so mooi. Ek hou God altyd voor oë. Wanneer ek kyk na alles wat ek kyk, hou ek God voor oë. Wanneer ek doen,
hou ek God voor oë. Wanneer ek praat, hou ek God voor oë. Dan raak die hele lewe 'n erediens tot sy eer. Mag dit vir elkeen van ons waar wees. Amen. Heilige Here, ons is so ingestel op die lewe en die hier en nou en ons lewe so maklik soos die wêreld dit wil. So maklik anders as wat U wil. Maar dankie dat daar die belofte is dat hoe langer U in ons werk, hoe langer ons onsself onder U heerskappy plaas, hoe meer kan ek leer om volgens U wil te leef. Vergewe waar ons probeer het om onsself te red. Dankie dat ons nie hoef te werk vir dit wat U reeds gegee het nie. Vergewe ons die geleenthede wanneer ons op onsself vertrou het. Here, leer ons om te rus, te vertrou in Christus, in die werking van die Heilige Gees. Leer ons om te leef uit genade. Maak ons lewens 'n getuienis van U goedheid, sodat ander kan sien hoe groot U is, hoe groot U genade is. Lei ons om die goeie werke te doen wat U reeds voorberei het. Ons eer U, Here, ons aanbid U, ons God. Ons bid dit in Jesus se naam, Hy wat dit vir ons moontlik gemaak het. Amen.